1 Tessalonisense 5 vers 17 sê, bid sonder ophou. Wanneer hou ons op om te bid? Ons hou op om te bid sodra die storm verby is. Sodra ons weer rustig vaar op 'n seepgladde see en ons gemaklik raak. Wanneer die antwoord gekom het, hou ons dikwels op om te bid. Almal bid wanneer die storms woed en die winde loei en die gevaar dreig, dan bid ons vurig. Maar ons motivering vir gebed raak weg, sodra die uitkoms gekom het, en dan hou ons op om te bid. Ons hou ook op om te bid, wanneer stikkende emosies ons oorval, emosies van paniek, intense hartseer. Hierdie emosies verlam ons gebedslewe. Lukas 22 sê, op die vooraand van Christus se kruisiging, was hy en sy disippels in Getsemane. Hy het hulle gevra om te waak in gebed, maar vanweë hulle droefheid, het hulle ophou bid, het in die slaap geraak. Vers 44 sê, dat Jesus egter, toe hy in 'n sware stryd gekom het, 'n emosionele stryd, het hy met groter inspanning gebid. Wanneer emosies jou oorweldig, moenie ophou bid nie. Bid maar so tussen die trane deur. En wanneer jou knie onder jou knak, moenie gaan lê nie, kniel en hou net aan bid. Wanneer emosies jou oorrompel, emosies van angs, en jy spartel in jou gemoed, bid met groter inspanning as van tevore. En wanneer die storm verby is, en jy weer gemaklik raak, moenie ophou bid nie. Kom ons bid saam. Ek bid, Here, dat die Heilige Gees ons sal inspireer, ons sal dryf om te bid sonder ophou. Al lyk dit ook of daar nie 'n antwoord kom nie, en al voel dit of my lewensbootjie sink en alles te vergeefs begin raak, haar ons met groter inspanning sal bid, en ook wanneer die storm verby is en alles gekalmeer het en ons bootjie veilig verder vaar. Vergewe ons, Here, vir tye wat ons ophou bid het. Ons het U lief, ons wil graag bid en aanhou bid. Gee ons die krag, Here.